Goeiemôre al ons inkvriende. Vandag deel ek met julle iets uit 'n seer hart uit, maar iets wat ons almal op 'n sekere vlak al min of meer ervaar het. En daarom het ek goed gedink om hieroor te skryf, en dit is in die vorm van 'n gebed. Vriende van ons is besig om deur 'n moeilike tyd te gaan. 'n Mens besef nooit hoe baie daar is om voor dankbaar te wees, tot jy die onbeskryflike seer van 'n kind wat net kortstondig vir jou geleen word in iemand na aan jou se oë moet sien nie. En hoe harder jy probeer om dit mis te kyk, hoe meer sien jy dit, beleef jy dit, en die totale onmag om dit vir hulle beter te maak, om iets daaraan te kan doen, hou jou wakker in die nag. En dan, in die vroeë môre kom daar 'n enkele antwoord. Nie 'n oplossing nie. Nie 'n radikale ommekeer met die klap van jou vingers nie. Net maar 'n sagte opdrag. Bid vir hulle. En eintlik is dit maar al wat ons kan doen. Bid vir hulle. Bid vir mekaar. Vir jou naastes, jou vriende, jou vyande. Bid vir gesondheid, vir finansies, vir die regering, vir jouself. En wees dankbaar vir al die bekers wat by jou verbygegaan het. Ag, ons is so geneig om vas te steek by die bekers wat ons al moes ledig, dat ons dikwels nie besef dat dit nie net 'n lydensbeker was nie, maar ook stof tot nadenke, 'n les geleer, ondervinding gewin. En daarom hierdie gebed vir my vriende in hul swaar kry, maar ook vir jou, want al is jou omstandighede verskillend, jou nood op 'n ander vlak, het ons almal maar behoefte en nodigheid om vir mekaar in die bres te tree. Ons Hemelvader, Here, ons is stom geslaan. Ons staan soos verdorde grasstoppels leeg en bar voor U. Ons verstaan nie, Here, en die antwoorde op ons baie vrae kom nie. Ons harte is stikken en ons geloof wankelrig. Want 'n klein dogtertjie wat moes vreugde bring, lê onderontwikkel in haar mamma se skoot, en al wat ons nou ervaar, is pyn en kommer. Ons harte voel opstandig, Here, hoe kon U? Ons siele smeek om vertroosting, Here, hoe kon U? Ons voel skuldig oor die opstand in ons binneste, en die seer wil nie ophou nie, en die begrip wil nie kom nie, Here, hoe kon U? Here, maar deur dit alles weet ons ook dat ons hierdie opdraande pad nie sal kan stap sonder U leiding, U alom teenwoordigheid nie. Weet ons dat ons selfs in ons onvermoë en opstandigheid met vrymoedigheid U naam kan aanroep, selfs al is dit rou en vol woede. Omdat selfs U eie seun op 'n dag pyn deurdrenk uitgeskree het, my God, waarom het U my verlaat? Ons bid vandag vir 'n klein, ongebore dogtertjie en haar ouers, vir al die familie en vriende wat deur hierdie klein dogtertjie se bietjie lewe geraak word. Vou hulle in U omgee arms toe, hou hulle na aan U bors, geef hulle kalmte van gees. Laat die fyn draad van geloof, al is dit op hierdie oomblik dalk hoe wankelrig, hulle by mekaar hou en vertroos. Ons bid, Here, dat U uit hierdie donker moeras iets mooi, iets goddelik sal voortbring. Ons bid vir vergifnis en vertroosting, Here. Ons bid vir sterkte en kalmte in die dae wat voorlê. En as ons vandag met swaar harte sê, laat U wil geskied, vra ons ook genade en aanvaarding. Want Here, ons is lief vir U
maar ook vir hierdie perfekte, imperfekte ongebore kindjie. En die keuses wat rondom haar gemaak en nog vorentoe gemaak moet word, is werklik en moeilik en seer. Help ons daarin, Here, seën ons daarin, lei ons daarin, in Jesus naam. Amen.